Ek wil vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons weet dat ons in hierdie wêreld geestelik weerbaar en sterk moet wees teen die aanvalle wat die bose op ons rig. En daarom bid ons dat U ons genadig sal wees en dat U ons sal help om staande te bly. Dat ons ook werklik U woord sal lees en U woord sal lief hê, omdat deur die Bybel kry ons toegang tot U, weet ons wie U is, kan ons U leer ken, en dit moet altyd vir ons belangrik wees om U woord te lees. Baie dankie vir die voorreg wat ons het, om dit ook as 'n groep vanaand saam te doen. Ons bid dan nou vir die leiding van die Heilige Gees in ons Here Jesus se naam. Amen. Nou goed, ons lees vanaand 2 Korintiërs, hoofstuk 7, en dit is werklik 'n besondere hoofstuk. As 'n mens praat van ware bekering, dan moet 'n mens eintlik altyd dink aan hierdie hoofstuk uit 2 Korintiërs hoofstuk 7, en dis eintlik 'n onbekende hoofstuk vir baie mense, veral mense as dit gaan oor die bekering, dink nie noodwendig altyd eers aan hierdie hoofstuk nie. Ons gaan lees vanaf vers 1 en ons kan maar die 83 vertaling gebruik. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Maak vir ons plek in julle harte. Ons het niemand onreg aangedoen nie, ons het niemand benadeel nie, ons het niemand uitgebuit nie. Ek sê dit nie om julle te beskuldig nie, ek het tog al van tevore gesê, dat julle in ons harte is om mee saam te lewe en te sterwe. Ek is baie openhartig met julle, ek is ook baie trots op julle, in al ons sorge is ek vol moed en oorstelp van blydskap. Toe ons in Macedonië gekom het, het ons geen rus of duurte gehad nie. Van alle kante was daar druk op ons, van buite onenigheid en van binne sorge, maar God wat die neerslagtiges opbeer, het ons ook opgebeer deur die koms van Titus. En nie net deur sy koms nie, maar ook omdat julle hom opgebeer het. Hy het vertel van julle begeerte om ons te sien, en dat julle jammer is oor wat gebeur het, en my nou ywerig verdedig. Dit alles het my nog blyer gemaak. Al het ek julle ook deur my brief hartseer gemaak, is ek nou nie daaroor jammer nie. Miskien was ek tog jammer, toe ek sien dat daardie brief julle hartseer gemaak het, al was dit net vir 'n kort rukkie. Nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het, dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie, want droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. En daaroor was niemand nog ooit jammer nie. Daarteenoor bring droefheid uit wêreldse oorwegings die dood. Kyk net wat die ervaring van droefheid volgens die wil van God aan julle gedoen het. Nou is daar by julle erns, meer nog daar is verantwoording, verontwaardiging, ontzag, verlange, ywer en bestraffing van die kwaad. In elke opsig het julle bewys dat julle in hierdie saak onskuldig is. Dus, al het ek so aan julle geskrywe, was dit nie omdat iemand onreg gepleeg of onreg gelei het nie. Inteendeel, ek wou hê dat julle voor God tot die besef moes kom van hoeveel julle vir ons omgee. Juist daarom is ons so bly. Ons is nie net bemoedig nie, maar ook besonder bly dat Titus so gelukkig is.
Julle almal het hom gemoedsrus gegee. Ek het by hom 'n bietjie met julle gespog, en julle het my nie teleurgestel nie. Soos ons altyd die waarheid met julle gepraat het, so blyk dit nou dat dit oor die waarheid ook die waarheid was toe ons by Titus met julle gespog het. En sy toegeneendheid teenoor julle word al sterker, as hy daaraan dink dat julle almal gehoorsaam was, en hoe julle hom met eerbied en ontzag ontvang het. Ek is baie bly dat ek in elke opsig op julle kan reken. Dit is 'n geweldige mooi hoofstuk hierdie, want dit is 'n hoofstuk waarin Paulus duidelik die strydbuil met die Korintiërs begrawe het. Julle sal onthou, hy moes hulle baie ernstig aanspreek oor hulle houding teenoor hom, oor die dinge wat hulle gesê het, maar ook oor hulle leefwyse, en dat hy nou by die punt gekom het dat hy sê, die verlede is nou die verlede. Titus het vir ons kon vertel hoe julle gereageer het, en ons is baie dankbaar. Titus praat net mooi van julle, en ons het van julle ook mooi gepraat teenoor Titus. So ons weet, daar was nog 'n brief, daar was 'n brief tussen die eerste brief wat ons het, en ken as Eerste Korintiërs, en hierdie brief wat ons nou hier lees. En dis daardie tweede brief wat hierdie uitwerking gehad het van opregte berou en bekering op die Korintiërs. En Paulus reageer nou op hulle reaksie. Nou, ek wil in die besonder 2 verse vir julle uitlig, wat ek beskou as verse wat baie mooi die hoofstuk, wil 'n mens amper sê, omvat. En dit is natuurlik vers 8 en vers 9, en ek herhaal hulle, al het ek julle ook deur my brief hartseer gemaak, is ek nou nie daaroor jammer nie. Miskien was ek tog jammer toe ek sien dat daardie brief julle hartseer gemaak het, al was dit net vir 'n kort rukkie. So daardie brief het aanvanklik hulle hartseer gemaak. Paulus sê, dis vir my sleg om te dink dat julle hartseer was, maar ek is bly dat dit was hoe julle gereageer het. Nou is ek egter bly, nie omdat ek julle hartseer gemaak het nie, maar omdat ek julle so hartseer gemaak het, dat julle tot inkeer gekom het. Julle was immers hartseer soos God dit wou hê. Ons het julle dus in geen opsig benadeel nie. Nou, ek wil hierdie gedeelte wat ek vandag aan gewerk het, gou vir julle vertoon, en saam met julle daardeur gaan. Daar's hy, goed. Nou, hier is 'n baie belangrike onderwerp vir ons as gelowiges. Ons lewe bestaan uit, ons doen sonde, en ons moet ons hartgrondig bekeer van ons sonde, en na God toe terugkeer. En ek dink nie ons dink altyd genoeg aan wat bekering is nie. Nou, vandag was dit nou letterlik wat met my gebeur het. Ek het onthou dat ek het aanvanklik die vriendin se verjaarsdag onthou, en ons het vir haar 'n geskenk gegee, en ek wou nog vir haar 'n boodskap gestuur het vir haar verjaarsdag, en sy het maandag verjaar, en ek het vanoggend in die stort eers onthou dat ek het nooit die boodskap gestuur nie, en ek voel toe so sleg. Ek weet toe ek gaan haar sien, en ek dink toe maar ek kan vir haar nog iets gaan koop. Ek kan nog vir haar, ek weet sy hou van 'n spesifieke soort wyn, en toe dink ek maar goed, laat ek maar vir haar dan 'n bottel wyn gaan koop, van dit waarvan sy hou, net om vir haar te sê, ek is jammer. Ek is jammer ek het nie uitgekom met daai boodskap nie. Nou, 'n mens ken daai gevoel. Ons almal weet, hoe voel dit om spyt te wees oor 'n verkeerde besluit wat jy geneem het, miskien 'n belegging wat jy gemaak het, en daardie belegging het nie uitgewerk nie. En dit laat 'n mens weer besef, en ek wil amper ook sê dat 'n mens moet onderskei dat ek voel daar miskien spyt, maar as dit kom by my sonde, dan is dit bietjie op 'n dieper vlak. Dan moet ek ware berou hê, en ek moet my grondig bekeer van daardie sonde.
Mense praat baie maklik van bekering, maar ek vind dat hulle deurdink nie wat bekering alles behels nie. En nou die apostel Paulus verduidelik in hierdie gedeelte wat ware bekering is. En ware bekering begin by berou. Ware berou moet volgens die wil van God wees. As 'n mens nie ware berou het nie, is nie werklik, 'n mens wil nou weer die woord spyt gebruik, maar ek dink spyt is nie heeltemal die regte woord nie. Ek wil amper sê dit is iets baie sterker. Dit is eerder 'n geweldige hartseer en 'n ontsteltenis, 'n teleurstelling. Daar's baie woorde wat ek kan gebruik om ware berou te beskryf, maar ek wil dit ook onderskei van net spyt voel oor iets wat jy gedoen het, want baie keer het 'n mens spyt dat iets nie vir jou uitgewerk het nie, maar jy het nog nie berou daaroor nie. En ek dink baie mense verwar die twee met mekaar. In die brief weet julle wat tussen die twee briewe lê wat ons in die Bybel het Paulus hulle baie skerp aangespreek, onder andere omdat hulle sy apostelskap en sy karakter in twyfel getrek het. Ons weet, en ek het dit ook genoem met die inleiding, die brief het hulle hartseer gemaak, en nou hoor hulle by Titus, Paulus hoor nou by Titus, dat hulle daaroor hartseer was. Hy sê in die verse wat ek uitgelig het, so hartseer gemaak dat julle tot inkeer gekom het, inkeer. Paulus maak hier 'n duidelike onderskeid tussen twee soorte hartseer. Ons kan die twee soorte hartseer vertaal met spyt en berou. Spyt is iets wat jy ervaar omdat jy 'n verkeerde keuse gemaak het of iets vergeet het. Dit noem Paulus in vers 10, droefheid uit wêreldse oorwegings. Hy sê hierdie soort droefheid is nie hartgrondig nie en dit lei uiteindelik tot die dood. Bedoelende, as jy dink dit is ware berou en jy verwar dit met ware berou en jy werk net met spyt, dan lei dit uiteindelik tot die dood. So jy moenie die twee met mekaar verwar nie. Berou is egter iets baie dieper. Dit lê op 'n dieper vlak, dit is hartgrondig, dit is 'n hartseer wat God by ons wil hê en wil sien oor sonde. As 'n mens spyt is, sê jy vir jouself, ek kan myself skop oor my dom besluit. Nee, as jy berou het, sê jy iets soos, ek is skaam, ek is hartseer, omdat ek in die eerste plek die Here se opdrag verontagsaam het en hom seer gemaak het met dit wat ek gedoen het, en ek verag myself. Ek weet nie of ek ooit sal kan vrede maak met dit wat ek gedoen het nie, en dis iets van daardie woorde van die tollenaar wat gesê het, o Here, wees my 'n arme sondaar genadig. En ek ervaar, wanneer ek werklik berou het oor iets in my lewe, dan is dit nie vir my iets vinnig nie. Dit vat my tyd om dit te verwerk. Ek dink ek worstel veral met die diep teleurstelling in myself. Ek dink dit word vooraf gegaan baie keer deur die probleem dat 'n mens was oormoedig en dalk te seker van jouself. En dan kom jy agter wel, jy het gestruikel en geval, want jy het gedink jy staan. En nou die dag het ek juis 'n gesprek met iemand gehad, wat die persoon baie vol selfvertroue was, en ek sê toe dadelik vir die persoon, baie versigtig wees, wanneer 'n mens so seker is van jouself as 'n gelowige, dan kan dit so maklik gebeur, dat jy op die punt staan om te struikel en te val, en jy is net te seker van jouself. So ek het toe 'n bietjie gaan verder dink oor ware berou produseer bekering, en ek gaan net nou 'n bietjie in diepte saam met julle begin kyk na wat ware bekering is, want ek dink werklik ons het nie baie goeie kennis hiervan nie. As daar ware berou is, dan lei dit tot bekering, en bekering is radikale verandering. Bekering is vanuit daardie hartseer maak jy 'n 180 grade
ommekeer. Jy was in een rigting op pad, jy sal onthou, ek het dit redelik onlangs in 'n ander Bybelstudie ook gesê, jy was in een rigting op pad, en nou is daar 'n ommekeer en jy gaan in die teenoorgestelde rigting. Nou dis maar selde wat jy dit by mense waarneem. Ek neem dit nou die laaste tyd nogal by mense in ons gemeente waar, en ek is die Here baie dankbaar en ek beskou dit as die werk van die Heilige Gees, wanneer iemand sy lewensrigting in die teenoorgestelde rigting beweeg. En in baie van ons se lewens ken ons dit. Ons weet, ons het op 'n stadium in een rigting beweeg, toe daar 'n ommekeer gekom. Dis nie ons nie. Dis die werk van die Heilige Gees. Dit is altyd die werk van die Heilige Gees, en ons moet die eer daarvoor aan hom gee. So, dis waaroor dit eintlik hier gaan. Want Paulus sê, dis wat hy waargeneem het by die Korintiërs in 2 Korintiërs hoofstuk 7, is hierdie ommekeer. So kyk 'n bietjie na jou lewe, kyk of jy kan sien dat dit al in jou lewe gebeur het. Nou vat ek julle na 'n boek waarvoor ek baie respek het. Dis 'n boek wat geskryf is deur 'n man met die naam van Louis Berkhof, en die boek se naam is Systematic Theology. Nou, ek het verskeie weergawes van hierdie boek, maar hy doen werklik intense woordstudies, en nou vat hy hierdie, daar is verskillende woorde, daar is eintlik 3 Griekse woorde vir hierdie gedagte van inkeer of bekering, en Paulus gebruik 2 van hulle hier in 2 Korintiërs hoofstuk 7, en hulle word nie op baie plekke in die Nuwe Testament gebruik nie. Nou, ek gaan nou dit vir julle lees, en dan gaan ek dit vir julle vertaal, en ek gaan dit vir julle probeer verduidelik. Nou sê hy true conversion, hy het eers 'n gedeelte gehad oor wat nie true conversion is nie. Daar's baie voorbeelde in die Bybel, waar mense gedink het, dit is ware bekering, en dit was nooit ware bekering nie. Ek kan soms so vinnig dink aan een voorbeeld wat genoem word in die Nuwe Testament, die voorbeeld van Demas, wat weer die teenswoordige wêreld lief gekry het. So Demas het gedink hy was waarlik bekeerd en hy was nie. Nou sê hy, so 'n mens moet in die eerste plek altyd onderskei, wat is ware bekering en wat is valse bekering. Nee, so ware bekering, hy sê, true conversion is born of godly sorrow, met goddelike hartseer, and issues in a life of devotion to God. En dan noem hy spesifiek 2 Korintiërs 7 vers 10. It is a change that is rooted in the work of regeneration. Met ander woorde, dit is 'n verandering wat gewortel is in die herskepende werk van die Heilige Gees. Dis nie die werk van 'n mens nie, dis die totale herskepende werk van die Heilige Gees. And that is effected in the conscious life of the sinner by the Spirit of God. Dit is met ander woorde, dit is gevestig in jou bewustelike lewe, jy's bewus van hierdie verandering wat die Heilige Gees in jou werk. A change of thoughts, kyk nou wat noem hy alles, dis 'n verandering van jou gedagtes, and opinions, of desires, and volitions, oortuigings, which involves the conviction that the former direction of life was unwise and wrong, and alters the entire course of life. In ander woorde, dis 'n 180 grade ommekeer. Hy sê, dit is 'n verandering van jou denke, van jou opinies, van jou begeertes, van jou menings, van jou oortuigings, dat jy in die verlede in die verkeerde rigting op pad is, en jy sien dit nou in, en jy besef dit, en dit oorweldig jou. Dit oorweldig jou tot so 'n mate, dat jy sê, ek was so onwys, ek was so verkeerd, ek was so seker ek was reg, en ek was verkeerd. There are 2 sides to this conversion, the one active and the other passive, the former being the act of God by which he changes the conscious course of man's life,
and the latter, the result of this action as seen in man's changing his course of life. In ander woorde, daar's twee bene aan hierdie ommekeer, aan die een kant die aksie van God, wat in ons werk om te verander, en dan daarna begin ons besef, die verandering is nodig, en ons maak self ook die nodige verandering en die toepassings in ons lewe, soos wat ons hierdie verandering beleef en sien van God se kant af. So God kom deur sy gees en hy oortuig ons, hy wys vir ons die dwaasheid van die pad waarop ons was. En hy begin hierdie aksie, hy sit eintlik die energie in ons vir hierdie verandering, vir hierdie ommekeer. Hy sit dit in ons aan die gang, en dan moet ons ook met 'n gewillige gees reageer hierop, en meewerk, en toegee, en nie weerstand bied nie. Consequently, a twofold definition must be given of conversion. So hy sê mens met 'n tweevoudige definisie gee van wat bekering is. Active conversion is the act of God whereby he causes the regenerated sinner in his conscious life to turn to him in repentance and faith. Aan die een kant is dit dis hierdie aksie van God, waardeur hy ons as het ware aan die skouer vat, en ons omdraai na hom toe, en ons besef, ons kan beleef hoe dit ons voel, hoe dat hy ons aan die skouer vat, en hy draai ons om na hom toe, en daar kom by ons hierdie geweldige oortuiging, dat ons was op die verkeerde pad, en daar kom geloof in ons harte. En dan in die tweede plek sê hy, passive conversion is the resulting conscious act of regenerated sinner, whereby he, through the grace of God, turns to God in repentance and faith. As het ware, wanneer God my so aan die skouer vat, en hy draai my na hom toe, wie kan die krag van God weerstaan? Nee, dan gee ek toe, en ek draai na hom toe, en ek kyk in my Vader en my God se oë, en ek besef, ek sien, ek was op die verkeerde pad. This true conversion is the conversion with which we are primarily concerned in theology. The Word of God contains several striking examples of it, as for instance, the conversion. Daar's nou 'n paar voorbeelde wat hy noem van Naaman in 2 Konings 5 vers 15, en Manasse, spesifiek wat daar genoem word, 2 Kronieke 33 vers 12 en 13, Zacchaeus, Lukas 19 vers 8 en 9 is eintlik Zacchaeus en Lukas 19 vers 8 en 9. En daar's 'n paar voorbeelde. Julle kan sien daar's 'n hele paar voorbeelde hiervan. Nou, hy is interessant, Louis Berkhoff, net om nou die punt te maak, want dit sluit baie mooi aan by 2 Korintiërs hoofstuk 7. Die Korintiërs het op 'n stadium oormoedig en baie seker van hulle self geraak. Hulle het in sonde verval. Nou het Paulus vir hulle 'n brief geskryf, hulle was hartseer daaroor, hulle het weer teruggekom op die regte pad. Paulus reageer in ons geleesde hoofstuk daarop, en hy prys hulle, en hy sê vir hulle, mooi, julle teruggedraai op die regte pad. Was dit die einde van die storie? Dink ek die Korintiërs het ooit weer in sonde verval? Dink ek die Korintiërs moes ooit weer terugdraai na God toe? Ja, ek is amper seker hulle moes. Dis die probleem met mense. Ons is daagliks besig met hierdie pad van draai na God toe. Ons in die gereformeerde kerke, in terme van ons belydenis, die Heidelbergse Katekismus, onderskei 2 soorte bekering: wortelbekering, dit is wedergeboorte, en daaglikse bekering. En Louis Berkhoff behandel nou hier daardie vraagstuk. Jy kry te doen met mense
wat van die opinie is dat as hulle een keer bekeerd is hulle vir altyd bekeerd en sonde het nie meer 'n houvas op hulle nie. Probeer daai ene, jy gaan teleurgesteld wees. Bekering is 'n daaglikse proses. En dit is juist waaroor hy hier skryf. Repeated conversion. The Bible also speaks of a repeated conversion, sê hy. Dit is in systematic theology, in which a converted person, after a temporary lapse into the ways of sin, turns back to God. Met ander woorde, wanneer jy 'n tydelike ineensinking gehad het en in sonde verval het, dan draai jy weer terug na God toe. Nee? En ek beskou dit as baie dieselfde aksie. Aan die een kant God wat jou by jou skouer vat, jou as het ware so 'n ruk gee en vir jou sê, wat maak jy? Draai om, en dan ook van my kant af die draai, want ek besef, wat het ek gedoen? Waarmee is ek besig? Strong is eintlik 'n woordeboek, 'n verklarende woordeboek, en miskien ken julle Strongs. Nou verwys Louis Berkhoff maar net daarna. Hy sê Strong prefers not to use the word conversion for this change, but to employ such words as and phrases as breaking off, forsaking, returning from, neglect or transgressions, and coming back to Christ, trusting him anew. Met ander woorde, hy wil nie praat van bekering nie, hy probeer 'n onderskeid maak tussen hierdie proses van wanneer jy van daaglikse bekering, ek dink in Afrikaans, danksy ons Heidelbergse katekismes is dit nie vir ons so 'n probleem nie. Ons praat van bekering, maar ons kan dit onderskei as wortelbekering en daaglikse bekering. Julle kan 'n bietjie daarvan gaan lees hier in Sondag 32, 33 van die Heidelbergse katekismes agter in jou psalmboek. But scripture itself uses the word conversion, so hy sê die Bybel gebruik maar die woord bekering for such cases. It should be understood, however, that conversion in the strictly soteriological sense of the word is never repeated. Met ander woorde, hy sê wedergeboorte, wortelbekering, dis 'n eenmalige gebeurtenis. Maar daaglikse bekering is presies wat die woord sê. Dit is daaglikse bekering, dis 'n proses wat jy elke dag deurgaan onder die leiding van die Heilige Gees. Ek is een keer wedergebore. Dit vind een keer in 'n mens se lewe plaas, wat jy gelowige word, met ander woorde. Maar jy is nooit in jou lewe hier op aarde klaar met daaglikse bekering nie, met repeated conversion nie. They who have experienced a true conversion may temporarily fall under the spell of evil and fall into sin. They may at times even wander far from home, but the new life is bound to reassert itself and will eventually cause them to return to God with penitent hearts. Met ander woorde, hy sê, iemand wat waarlik wedergebore is, sal altyd weer terugdraai na die Here toe, maar ook, onthou nou hoe werk, dit is die Here wat ons eerste by die skouer vat, baie keer 'n skud gee, ons begin draai en ons draai ook op. Ons harte is gewillig, want ons het wedergebore harte. So ek dink nogal hierdie is nie iets niets nie, dit staan ook in ons belydenisskrif, die Heidelbergse katekismes. Ek dink Louis Berkhoff bring dit maar net hier mooi onder woorde. En dan, julle kan agterkom net, julle gedink is waaroor 2 Korintiërs hoofstuk 7 gaan. Ons is hier besig op 'n baie dieper vlak, besig om op 'n diep vlak met mekaar te gesels oor bekering en wat bekering is, nee. Want dis waaroor Paulus hier met die Korintiërs praat. Hy sê, dis waaroor ek bly is dat julle waarlik tot inkeer gekom het. So ek dink mense gebruik sommer net die woord bekering te maklik, sonder om daaroor te dink, sonder om goeie skriftuurlike kennis daaroor te hê. Nou sê, ek sluit hiermee af, want ek besef, anders te gaan julle sê, maar dit is alles Engels. The elements of repentance, dan sê hy in systematic theology, we distinguish 3 elements in repentance, an intellectual element,
there's a change of view, a recognition of sin as involving personal guilt, defilement and helplessness. Met ander woorde, daar's 'n intellektuele element. Ek verander my siening. Ek besef dat persoonlik is ek skuldig teenoor God en teenoor my naaste. Ek besef ek het myself vuil gemaak met die sonde. Ek voel hulpeloos. Dis alles dinge wat gepaard gaan met hierdie intellektuele element aan die proses van bekering. It is designated in the scripture as epignosis, amartias. Met ander woorde, amartias is die woord vir sonde. Epignosis is kennis, knowledge of sin. En dan verwys hy spesifiek na Romeine 3 vers 20. Dan word dalk jy sien jy besef wat het hier gebeur. Jy kyk na daai sonde en dit vervul jou met natuurlik al daardie gevoelens van ek is skaam, ek is ontevrede met myself. So 'n mens moet by daardie kennis uitkom van jou sonde. If this is not accompanied by the following elements, it may manifest itself as fear of punishment, while there is as yet no hatred of sin. Pas op daarvoor dat jy weet van jou sonde, maar die rede hoekom jy eintlik sleg voel oor die sonde is, as jy mooi daaroor gaan dink, jy is eintlik bang vir die straf wat daai sonde gaan bring. Jy is bang om uitgevang te word, jy is bang vir die vernedering. Beteken nog nie jy spyt oor daai sonde nie, in baie gevalle herhaal mense dan 'n sonde, en hulle kan nie verstaan hoekom het hulle die sonde herhaal nie, maar dit was nooit hardgrondig nie. Dit was nooit werklik dat hulle hierdie geweldige berou en ontevredenheid in hulle self gehad het oor daai sonde nie. Hulle was eerder bang vir, ek gaan uitgevang word. Miskien, ek dink 'n goeie voorbeeld wat ek het baie by sien is by mense wat herhaaldelik na pornografie kyk, nee. Hulle is bang om uitgevang te word. Maar hulle is nog nie by daai punt dat hulle sê, maar hierdie sonde besoedel my siel nie, byvoorbeeld. En ek staan voor God met 'n besoedelde siel nie. Wat gaan Christus vir my sê as ek voor hom staan met so 'n vuil siel? Ek kom nog nie daarby nie. As jy nog nie daar is nie, dan gaan jy weer daai sonde doen. Daar is ook 'n emotional element. Nou die emosie is 'n geweldige belangrike deel van die mens, nee. There is a change of feeling, manifesting itself in sorrow for sin, hartseer oor jou sonde, committed against a holy and just God. Dan word ek besef, hierdie sonde van my, ek is hartseer, want ek het God hartseer gemaak. In die eerste plek is dit vir my die ergste van my sonde, is dat God dit gesien het, en dat hy daaroor hartseer gevoel het, en teleurgesteld was in my. Psalm 51 vers 2, 10 en 14, kan jy daar gaan kyk. This element of repentance is indicated by the word metamelomai. It is accompanied by the following element. It is lupekata theo, godly sorrow. But if it is not so accompanied, it is lupe tu, cosmo, sorrow of the world. Cosmos is wêreld. Manifesting itself in remorse and despair. Met ander woorde, jy moet probeer onderskei, is jou hartseer omdat jy weet jy het God beseer, jy het God teleurgestel, of jy eintlik net hartseer omdat jy jy weet jy moet sleg voel oor hierdie sonde, dan is dit 'n wêreldse tipe hartseer, en dit gaan nie hou nie, dit gaan nie bly nie, jy gaan daai sonde herhaal. En dan is daar volitional element. There is also a volitional element consisting in a change of purpose. Met ander woorde,
Ek weet, my hele doel moet verander. Ek doen hierdie ding vir die verkeerde rede. Ek is hier heeltemal in die verkeerde rigting op pad. An inward turning away from sin and a disposition to seek pardon and cleansing. Pardon and cleansing. Pardon, vryspraak en reiniging. Want ek wil vrygespreek word deur God, maar ek wil werklik ook gereinig word van hierdie sonde. Want sonde maak my vuil. This indicates the two other elements and is therefore the most important aspect of repentance. Dis die belangrikste element van bekering is om te soek vir daardie vergifnis en daardie reiniging. Die vergifnis word deur Christus gegee, of deur die Vader gegee op grond van die werk van Christus. Die reiniging word gedoen deur die Heilige Gees. Deur te sê, maar ek wil werklik 'n nuwe skepsel wees. Nou, ons het daarna gekyk, sou julle onthou, in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Daar het ons baie gehoor van dat ons is 'n nuwe skepsel, die herskepingswerk van die Heilige Gees. Soos jy worstel met sonde, wat 'n lang pad in jou lewe kom, baie hartseer gebring het al in jou lewe, en in die lewe van jou gesin, van jou huwelik, van jou kinders, en jy kry dit nie afgesterf nie, gaan vra jouself die vraag af, is ek iemand net nog altyd spyt gewees dat ek gevang is nie? En dat ek nog nie werklik besef het, ek moet vergifnis by God gaan soek en reiniging by God gaan soek nie. Ek het nog die hele tyd gedink, ek kan nog 'n bietjie eintlik aangaan met hierdie sonde, dit is nie so erg nie. Sonde verdien die dood, dit verdien die hel, dit verdien omdat jy deur God geïgnoreer moet word tot in ewigheid. Besef dit. Jy kan nie aangaan met 'n sonde nie. Jy kan nie daarin wil volhard nie. Jy moet daarmee breek. En elke sonde wat jy gedoen het, daarvoor moet jy vergifnis gaan soek by God. En die reiniging van die Heilige Gees. Dis 'n proses, dis 'n pad wat jy moet loop en jy moet dit bidend doen. Moenie speletjies speel nie. Anders te gaan daar nie werklike blywende vernuwing in ons lewe kom nie. Wegdraai van die sonde nie. Die probleem met 'n hartseer wat eintlik maar net 'n bietjie spyt beskryf kan, as 'n bietjie spyt beskryf kan word, is dat dit regtig niks in mense se lewe laat verander nie. Spyt lei tot so 'n bietjie frustrasie en 'n soort kwaad wees vir jouself, maar dit verdwyn uiteindelik. Daar bly niks daarvan oor nie. Miskien is dit die som totaal van nog wat die hele tyd in jou lewe gebeur het. Jy was nog net spyt gewees. Jy het nog nooit werklik berou gehad. Jy het nog nooit werklik sonde gehaat nie. Jy het nog nooit werklik ten bloede toe daarteen gestry en geveg nie. Dis nie inkeer nie. Dis om te speel. Die ware berou aan die ander kant, wanneer dit in jou lewe is, dan gebeur daar iets en dit moet gesien kan word in jou lewe. Jy dink nie eers meer daaraan nie. Jy stry daarteen. Jy kyk weg. Sê nou maar jou probleem is dat jy kyk vir mense met wie jy nie getroud is nie. Dan kom jy by 'n punt dat jy sê, ek kyk nie eers meer vir ander mense nie. Ek vertroetel nie meer eers die idee nie. Ek speel nie meer die speelietjie nie. Ek het opgehou daarmee. Te veel hou mense nie op nie. Hulle dink hulle kan nog maar aangaan. Net solank hulle die dominee 'n rad voor die oë draai, is dit reg. Ja, is maklik om my 'n rad voor die oë te draai, want ek is nie orals nie, maar jy staan en ek staan voor die alomteenwoordige God. Coram Deo, ons leef voor die aangesig van God. En die een of ander tyd gaan ek en jy voor hom staan. Het jy al daaraan gedink dat dit kan nog vanaand wees? Wat gaan jy vir die Here sê as hy vir jou die bandjie speel van jou lewe, met al die ou dingetjies wat jy so in die geheim beplan en doen, waarvan die mense wat jy nie wil hê wat moet weet nie weet nie. Maar nou word jy deur die heilige, almagtige God daarmee gekonfronteer. Jy sien dit. Daar staan legio engele en ander siele, en daar staan jy, kom ek sê vir jou, hoe gaan jy daar staan? Met 'n mond vol tande.
met 'n mond vol tande. Jy gaan nie weet waar om te kyk nie, maar jy dink jy kan daarmee wegkom. Jy kan nie so deur die lewe gaan nie. Moenie speletjies probeer speel met God nie. Het is maklik om sy amptdraers dalk 'n rad voor die oë te draai, of jy dink so. Is jy regtig seker dat ek nie weet nie? Sê jy regtig dat ek dalk kan weet? Ware berou aan die ander kant is, daar gebeur iets in jou lewe. Ek kyk om te sien of dit gebeur in mense se lewe, en ek kan werklik sê, ek ken mense in ons eie gemeente waar ek sien, dat hulle het 180 grade omgedraai in die teenoorgestelde rigting, en ek dank God daarvoor, en wanneer ek nou na hulle kyk, 2 Korintiërs hoofstuk 5, dan sien ek nie meer die ou mens nie, maar ek sien die mens wat God deur sy gees besig is om te herskep en te vernuwe, en ek is dankbaar saam met hulle, en ek is bly saam met hulle, maar ek is ook baie bekommerd oor elkeen by wie ek dit nie sien nie. Droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. Maar as dit nie ware droefheid is nie, lei dit tot die dood. Die pad na redding loop deur die dal van egte droefheid, ware hartseer. Hartseer wat jy op jou knieë is voor God en vir hom smeek, vir vergifnis en vir reiniging, 2 dinge, vergifnis en reiniging. En die Here gee vir ons 'n belofte, want mense, kyk, is moeilik vir ons mense. Ek onthou toe ek 'n kind was. As ek iets verkeerd gedoen het, en my ouer vra vir my, wat het jy gedoen? Dis is omtrent soos wat die Here vir Adam en Eva in die paradys gevra het, wat het hier gebeur? En jy kan nie die waarheid praat nie, maar ek het altyd geweet, as my pa of my ma, gewoonlik my ma vir my dit gevra het, dan het ek geweet, sy weet. Ek meen, jy maak een keer daai fout, en sê jy dom genoeg is om 'n fout te herhaal. Maar ek het geweet, as sy my daai vraag vra, weet sy. So die beste ding om te doen, want die pak slaag oor leuns is erger. Die beste ding om te doen is, jy praat, en dan, meeste van die tyd, was daar nie verwerping nie. En die Here is 'n baie beter ouer as die ouers wat ons gehaat het, of die ouers wat ons was. Hy weet wie ons is. Hy weet dat as ons met ware opregte berou reageer, dan maak hy die deur vir ons oop, hy maak dit vir ons makliker om met hom te praat. Daarom kom hy in Johannes 6 vers 37, en kyk wat staan daar. Jy wat sonde probeer wegsteek. Hoekom sê jy sonde probeer wegsteek, as die Here vir jou en my sê, ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Die Here sê, as jy na my toe kom en jy praat met my, en jy sê vir my, dan sal ek jou nie verwerp nie. Johannes skryf in 1 Johannes hoofstuk 1 vers 9, as ek reg onthou. God is getrou en regverdig, dat elkeen wat sy sonde bely, sal hy nie verwerp nie, maar hy sal aan ons vergifnis gee. Dis dieselfde. Ek sal hom wat na my toe kom, nooit verwerp nie. Hoekom sal jy nie na God toe wil gaan nie? God het immers ons so lief, dat hy sy seun vir ons gegee het in ons plek, as ons verlosser aan die kruis op Golgotha. Ek kan nie goed vir hom wegsteek nie. Kry daai idee maar heeltemal uit jou kop uit. Jy kan in elk geval niks vir God wegsteek nie. Alles wat jy dink jy in die geheim doen, is nie 'n geheim nie. Dis nie 'n geheim nie. God het jou so lief dat hy sy eie seun gegee het as jou redder en jou verlosser. Hoekom sal jy met hom hierdie speletjie probeer speel, deur nie met hom openlik te wees nie, deur nie met hom openhartig te praat nie? Mag die Heilige Gees jou werklik oortuig van jou sonde. Mag jy die vrymoedigheid hê om na God toe te gaan en te vra vir vergifnis
en vir reiniging. Mag jy kan onderskei tussen wat is spyt en wat is ware droefheid. Mag jy werklik as jy in 'n sonde is op hierdie stadium deur die Heilige Gees bedroef word soos wat hy die Korintiërs bedroef het oor hulle sonde teenoor Paulus en teenoor God. En dat jy net soos hulle 'n totale ommekeer sal beleef, 'n 180 grade ommekeer. Nou ja, wat 'n wonderlike hoofstuk oor bekering is 2 Korintiërs hoofstuk 7 nie. Ek wil vir julle geleentheid gee vir enige vrae of opmerkings oor hierdie hoofstuk. Enige vrae of enige opmerkings wat julle daaroor mag hê. Goed. En ek weet daar was nou 'n stukkie Engels, ek het net nie tyd gehad om dit alles te vertaal vandag nie. Maar dit is ook, daar gaan altyd met 'n vertaling iets verlore. So, ek het nou vanaand besluit, ek lees vir julle Louis Berkhoff se Systematic Theology net so, en ek doen sommer so die vertaling en ek bespreek dit met julle. Ek hoop dit was vir julle baie vrugbaar gewees. Ek hoop ook julle het 'n mooi en 'n geseënde aand verder. Ek gaan vir ons hierdie Bybelstudie dan afsluit met 'n gebed. Ons Vader in die hemel, leer ons as u kinders wat ware berou en bekering is. Gee dat dit werklik deel sal wees van ons elkeen se lewe, dat ons werklik opreg voor u sal wees in ons erkenning van sonde, dat ons nie die fout sal maak om enigiets vir u te probeer wegsteek nie. En as ons op hierdie stadium op die verkeerde pad is, bid ons Here vir die werking van die Gees. Vergewe ons sonde en reinig ons deur die werking van die Heilige Gees. Ons bid dit in u Seun se naam. Amen. Ja, julle, baie dankie dat julle ingeskakel het en 'n mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.